Saam met dit is vanaand ons laaste aand. En dit is vir my hartseer, glo dit of nie. Dit was my ongelooflik lekker om saam met julle te kom kuier. En ek doen hierdie nou so min dat elke keer is regtig vir my so groot voorreg. En saam met dit is vanaand ook ekstra spesiaal dat ons gaan vanaand eintlik dit wat ons hierdie week vir mekaar gesê het, so probeer ons saam te vat. En ons gaan dit saamvat
in die teks van Romeine 8. Romeine 8 gaan eintlik vir homself spreek. Ek gaan nie baie daaroor preek nie. Dit gaan Dominee Henry Sondag doen. So ek gaan eintlik net vanaand die teks lees en ek gaan kortliks eintlik net die week probeer saamvat in 'n paar punte. En daar begin ons ook vanaand net weer met hierdie bevestiging van Openbaring 1 vers 8 wat sê: Ek is die Alfa en die Omega, die een wat is, wat was en wat kom. So sê die Here, die God, die Almagtige. Die beelde van die Here, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed
liefdesgenade en vrede vir elke liewe een van julle, van die God wat was, wat is en wat tot in ewigheid, tot in alle ewigheid, in julle en in julle kinders en hulle kinders se lewe sal wees. Mag die Here julle oneindig seën met sy teenwoordigheid. Amen. Ons gaan die Here loof met verseker my gunsteling loflied. Dit is my gunsteling loflied in die liedboek ook. Maar hy is soveel beter nou. So as jy nou al ooit gehou het van kom dank nou aan God, dan nou gaan jy vir my. Hierdie is next level. So, hulle het 'n koorgedeelte geskryf, nie hulle nie, die Imagine, Vrystaat Imagine musiekspan van, ek probeer onthou watter jaar, maar ek kan nie, dit is baie lank terug. So eintlik is dit al 'n ou nuus. Hierdie is nie nuwe nuus nie. Hierdie is ou nuus. Dis net nuwe nuus vir julle, maar hierdie is eintlik ou nuus. Die Zulu gedeelte sê eintlik, thank you Father, there's none like you. Dit is eintlik waar die hele gedeelte in Zulu, dis nou vry vertaal, op neerkom, en julle gaan dit hoor in die koorgedeelte. Kom ons staan en dan sing ons saam, kom dank nou almal God, en as jy nie so lekker nog die tune vang nie, die liedjie is dan lang genoeg, dat jy hom iewers weer sal vang. So kom ons staan en sing saam.
Ons dank God vanaand spesifiek vir 'n week saam in sy genade. Ons dank vanaand God vir die wete dat hy sy heerlikheid in ons kom openbaar, deurdat hy in elkeen van ons is en dat hy teenwoordig is in elke oomblik van ons lewens. Anderster as wat ons baie maal is hy teenwoordig in elke oomblik. En daarom gaan ons ook sing van die heerlikheid van die Here, en ons het al hierdie lied in die week gesing, U het U heerlikheid en eer vir die wêreld prys gegee. En dan sing ons U het self gelei. En dis vir my so treffend die woorde wat sê onder sondaars se hande. Want dis presies wat dit is. Hy het ons skuldig gelei vir ons skuld en stikkindheid. Kom ons loof die Here se naam. Dankie dat U die koning is wat oor ons regeer. Dat U die een is wat ons geskep het. Here, wat ons beloof dat ons aan U behoort. Dankie dat U ons God is. Nog altyd was en altyd sal wees. Here, dankie dat ons as gemeenskap van gelowiges vrylik by mekaar kan kom en U lof kan besit. Here, dankie dat U groot is oor ons lewens. Mag U koninkryk hier in die aarde kom. Mag die mense in die aarde U sien, omdat U kinders gehoorsaam is aan U. Here, dit is my gebed, dat elke een wat deel was van hierdie week, hier sal uitgaan, Here, in hierdie dorp in, en Here, U lig sal gaan skyn. My gebed is dat elke een wat U teenwoordigheid ervaar het, ook teenwoordig sal wees in die wêreld daar buite, en U liefde sal gaan leef. Here, my gebed is, dat elke een wat U woord hoor, deur die Gees aangeraak word,
die geskenk van die ewige lewe sal ontvang. Here, dat hulle U sal ken, as die enigste ware God en Here, en dat hulle U sal dien met alles wat hulle is, en alles wat hulle het, sodat hierdie land, stukkie vir stukkie, genesing kan ervaar. Genesing deur U bloed en U hand. Amen. Julle kan sit. Ons skriflesing gaan kom uit Romeine 8 uit. Romeine 8 is een van die bekendste gedeeltes eintlik in ons vorming van ons geloof en ons verstaan van God. Is dit 'n teks wat ons baie maal na toe teruggaan. 'n Teks wat ons baie maal lees in bevestiging van ons eie geloof en die bevestiging van God drie eenheid. En daar is eintlik so baie om oor hierdie teks te sê, maar ek het mos nou beloof, ek gaan nie te veel sê nie. Julle moet Sondag Henry kom luister. Hy gaan verder vir julle meer daaroor sê. Maar ek wil graag hierdie gedeelte vir julle lees en vanaand is die fokus dat ons mekaar sien nou dat ons dit alles gehoor het. En ek gaan gou deur dit stap. Okay, ek sal nie te gou dit doen nie, maar ek gaan deur dit stap. Ons is almal nie gewoond om altyd te sê jy gaan iets gou doen. Dit is die wêreld, hè? Ons gaan deur dit stap. So Sondagoggend het ons aan mekaar bevestig wie hierdie God is wat met ons op reis is. En ons het vir mekaar gesê, hierdie God is die begin en die einde van ons lewe. Hy is nie net 'n historiese God in ons lewe nie, maar hy leef ook nou in ons lewe. En dat hy is teenwoordig in ons lewe nou. En ons het vir mekaar gesê dat hierdie God is die Alfa en die Omega. Die een wat was en is en tot in ewigheid sal wees. En ons het uitgeroep, kom Jesus, kom tog gou na ons toe. Ons het die dringendheid van die profesie gehoor Sondag, dat ons nie moet tyd laat uitloop om by God te kom nie en ons meer kennis van hom op te doen. Ons het op die pad saamgestap en ons het saam vir mekaar gesê dat ons is stikkende mense. Ons moes ons skuld vir die Here bely. En ons moes erken dat ons deel het aan die stikkindheid van die wêreld. Ons het saam aan tafel gekom en ons het saam die liggaam en die bloed van die Here Jesus Christus ontvang. Saam aan tafel. En ons het saam genesing beleef by God. Geliefdes, hierdie goed beteken niks as daar nie liefde is nie, het ons vir mekaar gesê. En dat ons regtig daaraan moet werk om minder te haat en meer lief te hê. En dat ons die voorbeeld wat Christus vir ons gee, moet eien, want dit is deel van wie ons is. En ons het eintlik baie hierdie week gepraat oor ons eie identiteit as gelowiges. En ons het eintlik vir mekaar hierdie hele week gesê, ons identiteit word gevorm deur 'n God wat in sy volheid as Vader, Skepper, Onderhouer, Papa God, Beskermer, Here Jesus Christus wat gelewe het, sy woord verkondig het, genees het, vergewe het, gesterf het aan 'n kruis vir ons sonde, opgestaan het uit die dood uit en steeds deur ons lewe deur die krag van die Gees. Hierdie Godheid is voluit teenwoordig in ons en wil deur ons die wêreld verander. En daarom het ons gisterand weer vir mekaar gesê dat hierdie God is die God van die arme, die God van die een wat wil uitreik na die mens in nood. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur sy kinders wat hier op aarde leef en werk. Dit is nou ek en jy. En nou staan daar in Romeine 8 vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie,
maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep. En die wat hy geroep het hy vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Die Here skyn deur elkeen van ons. En dan hierdie ongelooflike belofte vanaf vers 31, waar julle baie meer nog gaan hoor in die week wat kom. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? So ons nou al hierdie goed gehoor het, wat uiteindelik is ons gevolgtrekking? Dit. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy self pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons as slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom vir wie ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus is, ons Here. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. En dit is daai rede hoekom ons gisterand vir mekaar gesê het, Here, ek het U lief. Met my hele hart, my hele siel, al my verstand. Here, U het ek lief. En daarom is ons gebed dat hierdie God so in ons lewens sal leef. Dat hierdie wêreld genees sal word. Op die einde is dit tog eintlik waarmee ons besig is. Ons sê vir mekaar dat ons is in hierdie sondige wêreld gebore en ons is elke dag op 'n pad van genesing nader aan God om al meer van hom te ken, sodat ons al meer heilig kan wees voor hom, sodat hy al meer verheerlik kan word. Dit is ons gebed. Here, kom maak heel U wêreld en U land. You take our lives, flawed yet beautiful, restore
to you, humble ourselves again. Lord, will you hear our cry? Lord, will you heal our land? That every eye will see, that every heart will know, the one who took our sins, the one who died and rose. So God, we pray to you, humble ourselves again. Lord, would you hear our cry? Lord, will you heal our land? That every eye will see, that every heart will know, the one who took our sins, the one who died and rose. And when your kingdom comes, and when at last you fall, you will rise, Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word. We pray in every nation, Christ be known, our God and salvation, Christ alone. Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word. We pray in every nation, Christ be known, our God and salvation, Christ alone. Amen. Vriende, ons as gelowiges gaan moet op 'n plek kom waar ons bereid is om werklik lief te hê. Ons gaan moet op 'n plek kom wat ons begin leef as die oorwinnaars in God se koninkryk. Want God gee vir ons alles wat ons nodig het. Alles. Hy gee nie net wat ons nodig het, hy gee eintlik meer as dit. En as ons hierdie geskenk van die ewige lewe om God te ken, regtig in ons lewe inneem, soos ons al heel week vir mekaar sê, en ons die teenwoordigheid van God se volheid as deel van wie ons is, begin laat tuis kom, dan sal ek en jy ook die seën en die liefde van die Here ervaar. En ek wil net weer sê, dit beteken nie dat dit maklik is nie. Dit beteken nie dat dit maklik is nie. Daar is tye wat dit moeilik gaan en slegte goed gebeur. Dit vat nooit die liefde van God van ons af weg nie. Sy liefde kom breek hy in jou hart oop, sodat dit deur jou hele wese kan spoel, sodat jy sy liefde kan gaan leef. So ek bid regtig dat julle in die aar sal beleef hoe God in julle werk, dat julle sal ervaar hoe God julle nader aan mekaar bring, en dat julle sal gehoorsaam wees. Dit is seker die heel belangrikste. Dat julle sal gehoorsaam wees aan wie God is. En dan natuurlik indirek aan wie jy is. Sodat jy ook met 'n stuk opregtheid
in hierdie wêreld kan leef en 'n verskil in ander mense se lewens kan gaan maak. Die enigste manier om dit te doen is om God se liefde te ken en jou lewe daarmee vol te maak. En hierdie liefde mag julle ontdek dat hierdie liefde 'n liefde is sonder voorwaardes. 'n liefde is wat vir ewig sal staan. Paulus skryf in Korintiërs en sê hy, nou kyk ons nog in 'n dolspieël. Maar eendag, dis mos waarna ons uitsien. Eendag sal ons die volheid van God sien. En ons gaan al meer vol daarvan raak. So as dit vir jou voel, maar jy verstaan nog min, dan is jy eintlik op 'n baie goeie plek. En want hoe meer jy vir God leer ken, hoe duideliker sal sy beeld raak tot die dag wat jy hom weer sal sien. En mag dit 'n amazing dag in ons almal se lewens wees. Maar ons kan nie net die hele tyd lewe daar ver nie. Ons kan nie. Ons moet present wees in ons lewe, in ons omstandighede nou. Sodat ook ander wat nog nooit vir God gesien het, en ons sal sê. Sodat ook ander wat nog nooit sy liefde ervaar het, nie sy liefde sal ervaar. En sodat ons iewerster, ja, ek hoop regtig dit nog in my lewenstyd op aarde gebeur, maar ek weet nie. Maar ek sien uit daarna dat ons iewerster regtig een kerk sal wees. Een stem sal wees. God is tog een God. Een God en Here met een baie duidelike stem. En hy het vir ons as mens een doel. En as ons net almal daarna sal soek, dan behoort ons een kerk te wees. Hy het een doel. Hy het vir ons elkeen 'n oulike plantjie, hoor, as jy gewonder het. God het een doel, en dis dat hy verheerlik word. That's it. Dat die wêreld die Here Jesus Christus sal ken. That's it. Ja, ons het elkeen 'n klein rol daarin te speel. Dis waar. Maar ons is nie so spesiaal nie. Ons is spesiaal, maar ons is nie so spesiaal nie. God is so spesiaal. Sy liefde is spesiaal. En daardie God, waarvan ons al heel week praat en waar ons sing, waar ons dink, daardie God se heerlikheid kom skyn ook in jou. En daarom kan ons saam met Jesus by sy voete gaan sit en kan ons toelaat dat hy ons leer om te bid. En dis vir my die wonder, ons kan napraat oor gebed en hierdie gedeelte in Romeine 8 leer nog nogal daartoe, dat 'n mens kan nog 'n lekker gesels oor gebed as jy Romeine 8 nou lekker gaan diep delf. Maar uiteindelik is daar iets van gebed wat vir my voel ons baie keer mis, want ons dink ons moet bid vir onsself en vir die wêreld en vir alles wat stikkend en seer is, en dat ons hierdie tiklist wat ons nou doen, en hierdie mooi goedjies wat ons vir Jesus vra, sodat hy tog net ons sal red uit ons verknorsingheid. Maar as ons regtig gaan luister na wat die Here Jesus Christus vir ons leer in sy gebed, dan sê hy, ons gebed moet vir God heilig. Dis wat dit moet. Dit moet God verheerlik. En ek dink die belangrikste ding van gebed wat ons vir mekaar kan leer is om nie te gaan sit en luister eers na God, voordat ons afluisiekies begin breek. Hierdie God en Vader het jou lief. En as jy dit nog nie glo nie, wil ek vanaand vir jou sê, God het jou lief. En al glo jy dit vandag nog nie, God werk in jou en deur jou. Mag die Heilige Gees in jou tuis kom. Soos wanneer jou ma vir jou 'n tuiste kom skrob.
vir jou 'n plekkie regmaak sodat jy veilig voel. So kom God soos 'n moeder en kom skep 'n tuiste in jou deur die krag van die Gees. Mag jy tuis kom in sy genade. En nou gaan ons die Here loof en prys vir die oorwinning wat hy klaar gehad het. So ons gaan staan en ons gaan moedergemeente staan. Die Here loof en prys nou met die oorwinningslied en daarna die koor van lied 464 O Heer my God waar ons op vanaand begin. So ons kom maak die sirkeltjie toe om te sê as ons hierdie heerlikheid van God ontvang, as ons in hierdie oorwinning leef, dan kan ons net juig tot eer van hierdie God. En dan gaan ek die seën uitspreek en ons gaan saam seën ons Here God seën Afrika sing. Daar's 'n vieslike spelfout op die lied, so asseblief sing dit maar reg. Ek het dit gesien toe ek vanaand hier kom. En dan as jy uitstap, sal ek vir julle net so vir oulands 'n stukkie van 'n Zulu lied gee. So kom ons staan en dan sing ons die oorwinningslied saam. Hy beloof aan die
sê geliefdes, want dit is die genade wat ons deel, is dat ons geliefdes is van mekaar. Mag julle in die aard die Here se genade en se vrede ervaar. En mag julle hier waar julle bly, tuis kom in sy ruimte, wat hy vir julle skep, deur die krag van die Gees, wat in elke een van julle woon. En mag julle uitgaan, en daar die liefde gaan leef. Die genade, en die vrede, en die oneindige liefde, van ons God en Here, sal by julle wees. Amen. sop drink, dat ek nog vir oulaas lekker kan saam met julle kuier. En daar is so klomp van julle wat ek nog nie eens ontmoet het nie. So asseblief, kom drink saam 'n soppie,
sodat ons vir ouens lekker kan saamkuier. Terwyl julle uitloop, sal ek julle seën met hierdie lied.